So daar's iemand wat so 'n paar jaar terug gesê het, dis koud daar buite, maar dis warm hier binne. Amen. Soos jy nog 'n bietjie koud voel vanoggend, het julle 2 hande. Ja. Klap gou so. Lekkerder jy klap, hoe warmer word jy. En as jy voel jou bene raak koud, beweeg so 'n bietjie jou bene, kry net weer die bloedvloei terug. Okay. So asseblief, moet nou nie vanoggend sê die diens is koud as jy koud is. Amen. Wees warm, word warm. En ons gaan vanoggend die Here se naam groot maak. Ek gaan sommer dan net so verwerder vra om ons die dienste open en dan Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om te kan opkom na die huis van die Here. Here, dit is 'n ware voorreg om as kinders van die Here te kan saamkom om U naam groot te maak. Here, ons is vanmôre is ons hier, Here, nie tot eer van 'n mens nie om raak gesien te word. Here, ons is hier vanmôre om U naam te loof en te prys, om U die lof en die eer en die aanbidding te bring. Vader, dankie dat U ons deur hierdie week gedra het. Dankie dat U ons tot hier toe gebring het. Here, dankie vir die voorreg wat ons het. Here, dat ons nou U naam kan groot maak. Here, my gebed vanmôre is net soos wat U lei. Nie soos wat ons as mense wil nie. Here, nie soos die orde wat ons verwag of wat ons wil hê nie. Maar Here, net soos wat U wil vanmôre. Here, kom en maak met ons soos wat U wil en gebruik ons net soos wat U wil. Here, ek bid en vra dat U Gees vanmôre op hierdie plek sal neerdal. Here, dat U elke persoon in hierdie plek sal ontmoet vanmôre op die manier soos wat U alleen kan. Is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Daar is krag, wonderbare krag. Amen.
Maar ek wil nou vanoggend vir julle sê, ek weet nie of het al ooit gesien hoe lyk 'n kalf as hy vir 'n tyd lank. Ek weet nie of jy al die video gesien het, die daar in Switserland en daai plekke, was hulle vir 6 maande toegesluit, dat hulle nie op gras kan kom nie. Ek weet nie of jy al ooit so 'n video gesien het nie. En dan as hulle daar uit daai voer of uit die krale uitkom of uit hierdie skure waar hulle is, die eerste keer wanneer hulle die gras ruik, en dan vat jy jouself die gids, gaan kyk die video. Daar is 'n video op die internet. Dan skop hy agterbene so styf uit. Nou wil ek vanoggend vir julle sê, weet jy hoekom doen daai beeste? Want hy's verlos. Halleluja. Hy het by vreugde gekom. Hy's by gras, hy's by sy voeder. Nou kyk vir die Here, jy het vanoggend by jou verlossing uitgekom. Jy het by jou gras uitgekom. Jy het by jou voerplek uitgekom. Hoekom ons nie vanoggend net so 'n bietjie juig? Net so 'n bietjie die Here se naam groot maak. Ek weet nie van jou nie. Is er iemand hier wat vanoggend ingekom het met 'n wapen teen sy kop? Nee. Is iemand hier wat wat geboeid is, wat hier ingestap het vasgeketting? Nou halleluja, jy's mos vry vanoggend. Jy's los vanoggend. En as jy nog 'n bietjie ketting het wat op jou hang, 'n bietjie geestelike ketting wat op jou hang. Hierdie koortjie sê toe die Heilige Gees op my neerdal. Nou wil ek vir jou sê, toe Paulus en Silas in die tronk sit, en die Gees van die Here kom oor hulle, en hulle sit met gebonde kettinge. Kan ek nie sê wat sê die skrif? Die tronk het oopgegaan, die kettinge het neergeval, halleluja. Prys sy heilige naam. Nou kom ons bid die Here vanoggend, dat hy weer so 'n bietjie in ons harte kan inwerk, dat ons so weer 'n bietjie opgewonde raak, halleluja, tot eer van Koning Jesus, halleluja. Koortjie sê, sy liefde is wonderbaar. Besef ons werklik wat God se liefde beteken vir ons. Dis nie maar net 'n liefde soos wat ek my vrou of my kinders liefhet nie. Dis liefde wat alle verstand te bowe gaan. Sy liefde is wonderbaar vir my. Sy liefde is wonderbaar.
Hoe kan ek sê sy liefde is wonderbaar? Jesus, dankie. Hoe kan ek sê iemand wat ek nie ken nie is so lief vir my? He painted it. He did not owe.
Aanbid hom net vanoggend, want hy is waardig om geaanbid te word. Wil jy nie net om vanoggend so 'n bietjie in die eie stem, net so 'n bietjie aan hom die lof en die eer en die aanbidding bring nie, want hy alleen is waardig vanoggend om geëer te word. Hy alleen waardig is vanoggend om geprys te word. Halleluja. He paid the debt and I could never pay. Halleluja. Prys sy naam. Halleluja. Jesus. Oh, halleluja. Genade onbeskryflik groot. Jesus, Here, ons kom in die teenwoordigheid vanoggend. Kom aan die lof en die eer en aanbidding te bring. Here, wil U nie vanoggend so in ons harte kom intrek. Here, ons wil vanoggend net aan U die lof bring. Halleluja, die Baba het. Die Baba het. Jesus, halleluja. Prys U naam. Halleluja, Here, U is waardig vanoggend. U is alleen waardig en heilig en almagtig. Halleluja, prys sy naam. Prys sy naam, Jesus. We exalt you, Lord. Dank U, Baba, Jesus, Jesus. Halleluja. Kan ons nou oor die bloed sing? Ons gaan nou besig as ons gaan nou die nagmaal bedien. Maar ek wil nie vanoggend vra, ons gaan nou oor die bloed sing. Maar ek wil vir julle sê vanoggend, soos om Jan nou sê, is 1 druppel bloed. Maar dink gou vanoggend aan oor die bloed. Wat beteken Jesus se bloed vir jou vanoggend? Wat beteken daai 1 druppeltjie bloed wat daar teen die kruis afgeloop het? Wat vir my en jou lewe beteken vandag? Wat vir ons oorwinning beteken? Wat beteken hierdie bloed vir jou vandag? Is dit maar net iets wat ons pleit, of wanneer ons dit pleit, wanneer ons sien, Here, hier is moeilikheid? Of is dit iets waarna ons roep en waarna ons smag in ons alledaaglikse gang? Kan ons nie net vanoggend so 'n bietjie oor die bloed van Jesus sing? Net so 'n bietjie uit ons wese uit vanoggend. So 'n bietjie uit jou hart uit vanoggend. En mag die Here met jou dit ontmoet vandag.
die Here. Broers en susters, ons aanbid 'n groot God vanmôre. Hy is die koning van konings, hy is die verlosser, hy is die antwoord op elke vraag, elke bekommernis vanmôre. Hy is die een wat ons in ons siele is vanmôre, hy is die een wat ons waarvoor ons hier is vanmôre. En hy bedien ons elke dag. Ons pastoor ook sê, ons begin vir die Here vra, wat kan ons vir hom doen? Maar die koning van konings is vanmôre hier, hy is in hierdie gebou. Hy is die skadu aan jou regterkant vanmôre. Hy is die groot ek is vanmôre. Wat ek het van die Here ontvang, wat ook ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai was, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam vir julle gebreek word. Doen dit tot my nagedagtenis. Net so ook die beker na die ete, en die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my nagedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Prys sy wonderlike naam. Kom ons kyk net die oë. Dierbare Hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here dat ons vanmôre weer deel aan die tafel kan, Here, dat ons weer eens vanmôre besef hoe groot U is, Here, en hoe sterk U bloed vir ons is, Here, dat ons vanmôre weer eens ons verlossing kan kom kry, ons siektes kan kom neersit by U voete vanmôre, Here, en U kan wegstap van hierdie tafel af as 'n oorwinnaar, my koning, want U is die groot ek is, Here. Ons weet die lewe, Here, het opgestaan, Here, U is die koning van konings vanmôre. Daarom kan ons met ons harte bely, Here, ons het U nodig, ons het U elke dag nodig in ons lewens, Here, want sonder U is ons niks, my koning, maar met U aan ons kant, Here, wie kan teen ons wees? Dierbare Here, ons vra vanmôre dat die eie ek in ons sal doodgaan, Here, maar dat U meer en meer in ons sal word, dat die mense daar buite, Here, ons kan sien, Here, nie vir ons as mense, maar dat hulle vir U, die koning van konings, kan raak sien. Is my gebed in Jesus naam, en ek sê vir U, dankie daarvoor. Amen. As jy voel jy het nog siekte op vanoggend, dan wil ek jou vra, kom vat nog. Moenie uitstap vanoggend